maar net, toe hy my gevra het, as ek 'n boodskap wil bring, het ek gaan stil raak en die Here het in my hart gelê, 'n titel, die wat roes. So voordat ons kom by die roes en die werke daarvan, ek weet ons almal weet hoe roes lyk, het al roes in ons eie lewens ervaar by die huis, 'n kar, selfs in ons eie harte het ons al roes ervaar. Ek onthou so 'n paar jaar terug toe ons huis gekoop het, ek en Jane die seuns bietjie skiemopier gevat en alle sale afgeskuur, sodat ons kan oorverf, en het was opgeroes gewees. En het was eintlik lekker smakpoging, want dis daai brie uit hier gemis, brie uit daar gemis, ons raak nie kwaad vir mekaar nie. Jy weet, dat daai skrifgedeelte wat sê, as ons mekaar vermaan ons mekaar uit liefde uit, jy weet so. En die rede hoekom ek die titel het, die wat is roes, ek weet nie wie van julle is bekend dat jy 'n verf kry wat genoem word plastiek. So jy kan hierdie arts and crafts werkswinkel bywoon en jy kan nou enigiets vat wat jy wil hê moet soos roes lyk. Jy kan nou 'n paar hakskoene vat, army boots, 'n voelhok, jy kan 'n rok vat en hom met hierdie roesverf verf en dan in jou tuin gaan sit en dit lyk so mooi opgeroes. En ons almal weet wanneer jy nou so werkswinkel bywoon is nie net een keer wat jy nou 'n werkswinkel bywoon en gou jou beplanning het hoe om hierdie roesverf te apply, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. Jy gaan nie een keer gym doen, jy is op die treadmill en jy het nou sommer gou kilos afgeskit nie, of jy tel nie gou een keer weights op en jy nou die spiere, dit is 'n herhaaldelike proses. My skoonma is baie lief vir arts and crafts en Jenna het nou 'n paar keer saam met haar gegaan vir so arts and crafts sessie en sy na haar tuin ou geroeste hierdie ou klein spanners wat daar teen die muur is en 'n voelhok en skoene maar dit lyk mooi as mens dit sien. En ons weet wanneer ons hierdie werkswinkels doen, dit kos tyd, dit kos jou geld. En as jy advertensie nou mooi doen, kan jy nou sê, jy weet, as jy nou boek, dan het jy 'n ontbyt en 'n sappie saam met dit, of 'n middagete, nog beter kyk of dit en koffie. Jy weet, en dit lyk so aanloklik, en dit lyk so lekker, wanneer mense hierdie arts and crafts gaan doen. Vrouens hou van die arts and craft, hier gaan ek nou net 'n grapie ingooi, jy weet, hou van arts and craft, hulle kan 'n naweek in en naweek uitsit in die arts and crafts doen, jy weet, 1 sessie, 2 sessie, van ons mans hou van 1 sessie of 2 sessie om tattoos op te sit. So ek sê ek kry maar net die vrou se been hier. En nou as ons kyk na wanneer jy die projek klaar gedoen het, enige kunswerk basies, en as jy dit nou gedoen het, jy gaan steek dit nie in jou kas weg. As jy nou iets kunstig gedoen het, jy het daar die voorportaal of jy hang teen die muur of dis daar by jou braaiarea, want jy kan nie wag om iemand te nooi om oor te kom vir 'n kuier, want jy wil hulle net wys wat het jy gedoen, hierdie arts and crafts van jou. En ek dink ons almal weet dat wanneer jy nou so iets gedoen het, jy kry net komplimente. Dis van, ag Jesus, dit lyk so mooi, dis 'n wow factor. Jy sê, ek nie jy is so kunstig nie. Miskien het jy 'n bietjie joy daarvoor. Jy hoor nooit iemand wat vir jou sê, ag nee man, daai roes pas nou nie teen die muur. Of daai kleurskema pas nou nie op hierdie canvas nie, dis net komplimente. En nou, hier lê die vraag, en dis waarom ek begin met die titel, die wat is roes. En Jane hou my Bybel vanoggend so vas en sy kyk ook my merkertjies vir die skrifte wat ek gelees, en daar's net so 8 skrifte, so as julle nou nie weet nie, kort boodskap, baie skrif, 'n lang boodskap, min skrif. Jy weet so, moenie verbaas wees as ons vandag vroeg klaar kry nie, want so kort en kragtige boodskap. Hoeveel van ons van die mensdom neem deel in sulke workshops waar ons bietjie roes hier en bietjie roes daar opverf. As ek praat van opverf, praat ek nou nie van fisiese verf nie. Hoeveel van die mensdom sit op tafels en gesprekke waar daar roes spatsels op die metaal val. En wanneer ek praat van
hierdie metaal praat ek van ons as siel. Hoeveel koop die tyd uit om opgeroes te word, wanneer die woord van God sê, koop die tyd uit van die dae daarbo is. Ons word so vinnig betrek by gesprek of dinge, dieetjies en daaietjies van die wêreld, dat ons nie besef dat die werk of die taktiek van Satan is dat daar roesplekkies op jou mentaal, jou liggaam, die tempel van God kom, en dit lyk so lekker, en ons eet saam, en ons kuier saam, en kort voor lank wonder jy, is jy nie meer bruikbaar nie, want jy is opgeroes. Ek weet nie wie onthou kry my in die bos, nie, dit was my een van die beste boeke op hoërskool wat 'n mens kon gelees het, en Saul se broer trap in 'n geroeste spyker in sy voet, en kry bloedvergiftiging en die ouetjie is dood. Hoeveel van die mensdom loop op paaie en plekke waar daar roes, spykers lê en kry bloedvergiftiging, wanneer ons weet, hy het sy bloed vir ons gestort. Ek dink is kerk van iemand 'n mooi lied sing wat sê, ek is duur gekoop deur Jesus bloed. Jy sien, maar die wat rus in die verkeerde sin is opgeroes, en daar is 'n murmurering, 'n gekla, 'n bitterheid. Maar die wat rus vind in die Here, sing liede van vreugde, van blydskap. Daar's 'n ou Pinksterkoortjie wat sê, ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos, daarom sing ek so bly. En as ons nou gaan kyk na die skrifgedeeltes wat ons gaan lees, en julle kan saam met my volg, en die eerste skrifgedeelte wat ek wil lees, is uit Spreuke 14, vanaf vers 14 tot 19. En dit sê, kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegste. Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk van daar af en gaan verby. Want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie, en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie. Want hulle eet brood van die goddeloosheid en drink die wyn van gewelddadigheid. Terwyl die pad van die regverdige is soos die lig van die môreglans, wat al hoe helder word tot die volle dag toe. So, die woord waarsku ons dat ons nie op hierdie paaie, hierdie weë van die goddelose moet gaan, wat 'n rus vind om te dink om kwaad te doen. Hoeveel mense ken ons, vriende, familie, werkskollegas, wat dag in en dag uit lê en dink, joh, wat kan ek nou sê dat daai ou nie 'n verhoging kan kry? Wat kan ek nou sê sodat daai nou by die skool afgepers word en geboelie word en hulle bedink die kwaad. Geniet die son skyn na die volgende nie. Dis net roesdaai. Volgende skrifgedeelte is Jesaja 57 vanaf vers 20 tot 21. En dit sê, maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, maar dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Nou ons moet verstaan wanneer daar roesplekke is en ons kies om opgeroes te bly, dat ons nie regwaar ware rus sal vind nie. Die skrif sê dit duidelik. Micha 2 vers 10 sê die volgende: staan op en gaan heen, want wie hier is die rusplek nie, weens die onreinheid van die verwoesting aanrig, ja, 'n onherstelbare verwoesting. Hoeveel keer kies ons om op te staan van gesprekke, situasies, of dit nou by die huis, by die werk, of in die winkel is, om weg te stap daarvan, as wat ons sit en deelneem. En ek wil sê, as jy nie saam praat nie, is dit ook nie oukei nie.
Want jy sit en luister. En wat doen jy daarmee met wanneer dinge gespreek word, hierdie gesprekke, en jy roespatsels val? Wat doen jy omtrent dit? Psalm 36 vanaf vers 4 tot 5 sê die volgende: Want waarlik my woorde is geen mens, een wat volkome in kennis is by U. Kyk, God is geweldig, nogtans as hy niks gerin nie, geweldig deur krag van verstand. Hoe baie keer gebruik ons gesonde verstand wat die Here vir ons gegee het, om te probeer identifiseer dit wat roes is. Hoe baie keer moet ons die tyd uit om te sê dat dit wat ek nou self doen, sê, bedink, nie goddelik is nie. En toe wend iets aan, wend 'n poging aan om dit te verander. Spreuke 24 van vers 30 tot 31 sê die volgende: Ek het by die lamp van 'n leiman verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens. En kyk, dit was heeltemal toegegroei van dorings. Sy oppervlakte was oordek met brandekkels en sy klipmuur omgegooi. Hoe baie keer vind ons dorings in ons eie vlees en ons doen niks omtrent dit. Kap ons hierdie dorings roesplekke af, gooi dit in die vuur en laat verbrand en laat toe dat God met ons werk. Maar roes veroorsaak die volgende: bietjie roes hier maak dat jy moedeloos raak. Nog 'n bietjie roes hier maak dat jy bitterloos raak. Voeg nog bietjie roes by en dan word jy magteloos en dan uiteindelik goddeloos. Onbruikbaar vir die koninkryk van God. Daar is 'n paar manne wat nou met gereedskappe werk en sommer DIY by die huis self kan doen. En as ek nou vir julle moet vra, of as jy na jou seun moet vra, of jou vrou moet vra, ag kry my daai 12 spanner of 'n skroewedraaier. Wat sien dan gaan jy kies? Weet wat mooi skoon en netjies is? Of gaan jy die risiko vat en sê, ag nee, gee maar daai geroeste dit. Kom ons probeer dit regmaak met 'n geroeste metaalstuk. Roes veroorsaak of verswak die metaal. Die metaal waarna verwys is jou siel, gees, liggaam en verstand. As jy jou siel, gees, liggaam en verstand moet vat en bietjie selfintrospeksie moet neem en kyk waar is daar roesplekke. Hoe langer jy uitstel, hoe swakker word jy. Roes veroorsaak kraakplekke. Daai hou vas. Mense, verlede, dinge wat vir jou gesê was, dinge wat gedoen was, wat jy nog nie vrede oor gespreek het. Roes maar die oppervlakte lewe klink. Bedoel jou handel en jou wandel getuig nie Christus Jesus. Jy het of die vrug van die Heilige Gees of jy het nie. Roes veroorsaak risiko. En 'n goeie Engelse woord, loss of functionality. Hoeveel keer val een se menswaardigheid, selfbeeld, selfrespek. Roes veroorsaak ook structural damage. Is ons as mens bereid om hierdie roes te aanvaar met die wete dat jy hierdie risiko beloop? Dat jou einde tot 'n val gaan kom. Roes veroorsaak increased maintenance costs. 'n mooi spreekwoord wat sê, goedkoop koop is ons duur koop. Ons kan nie toelaat om roesplekke as daar 'n roes is, net af en toe, net daai stukkie wil afstuur en dan daai goeie verf gaan koop en net geraak oppatch en verwag dit moet hou nie.
Dit kos 'n proses. En dit is al hierdie dinge wat die mens nog nie wil hê nie, maar tog loop dit soet die mens daar. As daar roes is, dan moet ons introspeksie doen. Dit is om daai splinter uit jou oog uit te haal, voordat jy die bal uit iemand anders se oog uit haal. En ek dink 'n goeie praktiese voorbeeld is om jou kaartspeeltjie, jy moes nou 'n sticker deesdae op wat sê, objects might appear bigger or closer. Om roes af te skeer is soos om te gaan afsonder, is om te gaan stil raak voor die Here. Hoe baie skeer ons nog af? En dit is duidelik, jy kan sien wanneer 'n kind van God, wanneer jy 'n kind van God is, wat sy rus in die Here vind teenoor iemand wat sy rus in die wêreld vind. Maar wanneer ons mekaar vermaan uit liefde uit, is dit nie oordeel nie. Jesus self het met sy disippels gedoen. Maar hoor wat mense spreek teenoor ander. En dan kan jy maklik identifiseer of daar roes is of nie. Wat spreek ek uit oor die volgende ene? Is dit die woorde, die seëninge van die Here, of is dit net die oordeelgees wat die oorhand kry? Om die nuwe verf op te sit, is om jou te bekleed met die gesindheid van Jesus Christus. Is om deur die doopbad te gaan. Die jou ou weer af te lê en op te neem dit wat Christus Jesus is, naamlik liefde, omgee, barmhartigheid, lankmoedigheid, selfbeheersing. En ek sê nie daar is verkeerd om te rus nie. Maar dit is waar en by wie ons rus wat saak maak. Psalm 91 sê, hy wat skuil by die Allerhoogste, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. As ons rus by die voete van die Here, wat kry ons? Kry nuwe krag, word weer sterk soos arende wat kan vlieg, staan op en spreek autoriteit oor omstandighede en situasies. Kry die stil begin raak het en my beplanning begin doen en die skriflesing by mekaar kry, gesels ek met 'n baie goeie vriend van my, wat eintlik vir my soos 'n broer is. Hy is 'n pastoor van Mosambik en ons praat gereeld met mekaar op voice notes deur die week inloop. Hoe gaan dit? Heel my nie omstandighede by die kerk so en so, hoe gaan dit by jou muziek gesin? En ons kan met mekaar meedeel. En ene wat ek in my brief het, wat vir my besonder mooi is die feit dat ons kan mekaar uitkoor. Kyk, as hy verkeerd trap, kan ek hom aanspreek en hy val het op die ken en sê, dankie kontak, ons kan verstaan dit. En dieselfde weer, as Heinrich optel, my handel en my handel is nie die van Jesus Christus nie, en ons bykie roes, dan spreek hy my aan, en ek val het op die ken. En dan die mooie is, my boetie kan ek jou môre bel en kan ons saam bid. En terwyl ek met Heinrich gesels sê ek, weet jy, moet jy die voorbereiding doen, en ek sê dat jy sal voorneem, dit is omstandighede, en dit is die, en dit is daai, en dit is situasies, ek weet nie hoekom moet ek preek nie, want dit gebeur, en dat gebeur, en hy laat my toe, om my sê te sê. En is, my brother, wat is jou boodskap nou weer? Ek sê, die wat rus roes, en Hendrik sê, die wat hoor ek hoor net roes, verskonings. En daar moet ek gaan stil raak en sê, hierdie was nou net roes gewees. Maar dit is nie mooi dat ons mekaar kan vermaan en vir mekaar kan intree en kan bid. 'n Baie bekende vers, wat ons weet wat praat van rus, en ek gaan nou nie die een oproep wat Wayne laasweek gebruik het nie. Moenie vir julle skatte by mekaar maak waar rot en roes kan verdeel nie. So Wayne het al reeds daai skrifgedeelte gebruik. Maar baie bekende ander skrifgedeelte is
Matteus 11, of is dit nou Matteus? Wat ek daar gesit Matteus 28 vers 30, baie bekend. Ek kom nou hier Matteus 28. Maar dit is baie bekende vers wat ons al soveel keer gehoor het en baie bekend is mee. En het sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hoeveel keer loop ons met hierdie bagasies, dinge wat ons nie meedeel en ons voel so belas. En hier sê die Here, en julle sal rus vind vir julle siele. Kolossense 3:15 sê die volgende: En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Wanneer het die skrifgedeelte gelees laasweek wat sê, daar waar jou skat is daar waar jou hart is. So as ons kies om so ver moontlik vlekloos te wees vir die aangesig van die Here, is ons meer bereikbaar vir die koninkryk van God. Maar onthou, roes is soos die olielampe wat leeggeloop het. Roes is soos die geskrewe teen die muur wat sê, jy's gebeeg, maar hulle gevind. So kom ons gaan uit en kom ons gaan kies om te rus voor die aangesig van die Here. Kom ons kies om nie so opgeroeste wil wees nie, maar laat ons eerder vlekloos en rein voor die aangesig van die Here te wil staan, te kan staan. Want as ons almal dit saam doen, individueel, is ons sterker as 'n liggaam van Jesus Christus. Die wat in roeswandel ken nie geloof nie, maar die wat rus met die Here het geloof. So, dis die einde van die preek. Die wat rus, roes. Ons het nie tyd en plek om te roes of toe te laat dat ons roes nie. Maar ons koop die tyd uit